Goeiedag graad 12 leerders. My naam is Erika Jansen. Welkom by vandag se wiskundeles. Hierdie les word aan julle gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag moet ons 'n bietjie kyk na wiskunde vraestel 2 hersiening. Meer spesifiek, statistiek en dan ook analitiese meetkunde. Wat is die doelwitte van hierdie les? Eerstens wil ons hê dat julle teen die einde van hierdie les darm moet weet wat is die struktuur van julle vraestel 2 en dan meer spesifiek gaan ons fokus op die twee onderwerpe, statistiek en analitiese meetkunde. Ons kyk eers bietjie net na die samestelling van die vraestel. Die twee onderwerpe wat ons vandag gaan doen, is jou eerste twee onderwerpe in hierdie vraestel. Die statistiek tel 20 plus of minus 3, met ander woorde dit kan strek van 17 tot by 23 punte in jou vraestel en is gewoonlik vraestel vraag 1 en 2. Dit beteken dit tel so 13% van jou vraestel. Daarna volg die analitiese meetkunde wat 40 plus of min 3 is, met ander woorde so 27% van jou vraestel. Dit is gewoonlik ook verdeel in so 2 vrae, naamlik vraag 3 en 4. Daarna volg die grootte, die trigonometrie van 33% en dan die euklidiese meetkunde en die meting wat daarin gekombineer kan word. Goed, kom ons kyk dan na die statistiek. Die eerste vraag wat ons hier gaan kyk, is 'n vraag 1 wat uit die Vrystaatse September 2024 vraestel 2 kom. En dit sê die volgende: 'n opname is onder inwoners gemaak oor hoeveel liter water hulle per week in hulle huishouding gebruik. En dan gee hulle vir jou 'n tabel met al die resultate. Julle sal sien, hulle groepeer dit in verskillende intervalle. Die intervalle is hoeveelhede van 50. Hierdie inligting word alles vir jou gegee. Dan gee dit langsaam die frekwensie, met ander woorde die hoeveelheid waardes in daai spesifieke interval. Kom ons kyk na wat vra hulle. Die eerste vraag vra: in jou antwoordboek moet jy nou hierdie tabel vat en jy moet hom gaan voltooi. So julle sal nou 'n antwoordboek kry en dan is al hierdie goeders is nou klaar daarin. Jy moet net die waardes gaan insit. So, jy vat jou frekwensie elke slag en dan kyk jy nou watse kolomme wil hulle bygehad het. In hierdie geval het hulle klaar gevra vir die middelpunt en hulle het ook gevra vir kumulatiewe frekwensie en F maal M. Nou, soms gebeur dit dat hulle nie noodwendig vir jou gaan sê watter kolomme moet bykom. Wat bedoel ek daar? Wanneer ons byvoorbeeld praat van die geskatte gemiddeld, dan moet jy self ook weet dat die kolomme wat jy gaan nodig hê om by te sit, gaan die middelpunt van die interval wees en jou F maal M. Maar in hierdie geval het hulle nou almal vir jou gegee en hulle het gesê jy moet dit net gaan voltooi. So dit maak dit baie makliker. So kom ons kyk hoe lyk hy as hy nou voltooi is. Ek gaan gou net deur elke kolom hardloop net om vir jou te verduidelik waar dit vandaan kom. Die eerste kolom is die middelpunt van die interval. Hoe kry ons die middelpunt van die interval? Ons vat die eerste waarde hier en die tweede waarde daar van elke interval. Ons plus hulle bymekaar en deel dit dan deur 2. Wees net baie versigtig. Jy kan nie op jou sakrekenaar gaan intik 50 plus 100 gedeel deur 2 nie. Hoekom nie? Want dan gaan hy net die 100 gedeel deur 2. Jy moet dit of in hakkies sit, of jy moet die breekteken gebruik, of jy moet eers die 50 en die 100 plus, en dan is gelyk aan druk en daarna deel deur 2. Dit klink na 'n lawwe fout, maar dit gebeur baie. So, die middelpunt is die begin en die einde plus deel deur 2. Partykeer sê kinders my, maar hierdie is 'n kleiner as. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak of dit kleiner of gelyk aan of groter as is nie. Dit is nie ter sprake nie. Gebruik die begingrens, gebruik die eindgrens plus hulle en deel deur 2. So dit is die middelpuntskolom. O ja, hoor ek vergeet. Pas op nie daarvoor dat jy 1 of 2 uitwerk, dan agterkom daar's 'n patroon. Daarna nie meer uitwerk nie, net die patroon verder volg.
Dit gaan meeste van die kere, gaan dit regwerk, maar daar was al vraestelle, waarin hulle een van die intervalle anders gemaak het. Byvoorbeeld daardie interval het hulle groter gemaak. En as hulle dan 'n interval groter gaan maak, beteken dit sy middelpunt gaan iets anders te wees, en dan gaan jou antwoord verkeerd wees. So maak of baie seker dat jou intervalle presies almal ewe groot is, of werk letterlik maar elkeen keer. Goed, dis die middelpuntkolom. Dan die kumulatiewe frekwensie. Met die kumulatiewe frekwensie, kumulatief beteken jy sit dit by mekaar. So, die Engelse het 'n term running balance. Ek hou nogal van daardie woord, want dit sê vir my, dis soos 'n lopende saldo. Dit sê ek begin en elke slag sit ek ietsie by. So, hoe dit werk is, in die eerste interval het ons 20. So die kumulatiewe frekwensie, nadat ek na die eerste interval gekyk het, gaan 20 wees. Sit ek die tweede interval by, dan beteken dit, hy kom ons nou by, en dit gaan vir my die nuwe kumulatiewe frekwensie van 50. Dan sit ek die volgende ene by. Die 50 wat ek daar gehad het, gaan ek dan die volgende 50 bysit, en dan gee dit vir my die 100. En so gaan jy aan. Die eindtotaal wat ek hieronder kry, moet my totale frekwensie wees. Want dan het ek mos al my waardes al by mekaar getel. Nou goed, laaste kommentkolom is baie maklik. Jy vat letterlik elke slag die waarde in die F-kolom, die waarde in die M-kolom, en jy maal hulle net by mekaar. Hierdie waardes gaan ons dan almal by mekaar tel, want ons gaan dit vorentoe gebruik in die berekening van ons geskatte gemiddeld. Goed, kom ons kyk wat is die volgende vraag. Vraag 1.2 vra hulle, bereken die geskatte gemiddelde hoeveelheid liter water, wat deur elke huishouding per week gebruik word. Hoekom is dit geskatte gemiddeld? Dis geskat, want ek weet nie wat is elke huishouding se presiese waarde nie. So daarom is dit net 'n rowwe aanduiding wat ek kry. Nou, hoe werk ons die geskatte gemiddeld uit? Ons gaan die totaal van hierdie laaste kolom, die F maal M kolom vat, en ons gaan dit deel deur die totaal van ons frekwensiekolom. Oftewel, daardie laaste getal in my kumulatiewe frekwensiekolom. Kom ons kyk na die berekening. Sê die 100.000 rand, 100.000 liter, gedeel deur 400, dit gee vir my 250 liter, wat dan nou 'n geskatte gemiddeld is vir die hoeveelheid wat hulle gebruik. Volgende vraag. Hier het hulle vir my gevra, teken 'n griep. Nou, griep se ander naam is 'n kumulatiewe frekwensie grafiek. Ons wys nog klaar vir jou hierso, like, baie belangrik, by jou vertikale as is daardie byskrif. Dis my kumulatiewe frekwensie. So as ek nou terugdink aan my tabel, dan gaan ek daardie kumulatiewe frekwensiekolom die hele tyd gebruik op die y-as, en dit gaan my y-waarde gee wat ek elke slag gaan plot. Die aantal liters wat gebruik word, gaan nou my interval op my gee. So die eerste interval was van 50 tot by 100. Maar, watter waardes gebruik ek? Ek gaan die kumulatiewe frekwensie plot teenoor die regterkantste grens. So my eerste kumulatiewe frekwensie, kyk gou wat was hy gewees, wat teruggaan. Ons eerste kumulatiewe frekwensie was 20 gewees. Vraag 1.3 vra dat ons 'n griep van hierdie data moet teken. Die kumulatiewe frekwensie grafiek, oftewel die griep, gebruik ons dan om aan te dui hoe die kumulatiewe frekwensie oor tyd toeneem. So, op die vertikale as moet jy dan onthou, jy moet daar aandui dat dit die kumulatiewe frekwensie is. Nou, op die horisontale as werk ons met die intervalle, maar ons skryf nie 50 kleiner gelyk aan x kleiner gelyk aan 100. Nee, ons skryf die grense van die intervalle, skryf ons neer. So die eerste interval strek van 50 tot by 100. Tweede interval van 100 tot by 150. Maar nou waar kry ons die waardes vandaan? Die kumulatiewe frekwensie, die eerste kumulatiewe frekwensie wat jy gehad het, dit was 20.
Daardie 20 plot jy dan teenoor die regtergrens van die interval. Sien dit so, jy kry eers die hele interval se data bymekaar voordat dit by 20 uitkom. En daarom sê ons dan dat ons plot dit teen die regtergrens of die einde van die interval. So daarom is die eerste waarde daar by 100, daardie kolletjie wat ek daar maak. Wat belangrik is met die grief, is dat jou laaste waarde die 400 moet wees, wat ons aan die einde gekry het, en hy is dan teenoor die einde van die laaste interval, naamlik die 400. Dan, aan die begin van die grafiek, baie belangrik, jy moet hierdie grafiek anker. Waar anker ons die grafiek? By die eerste grens, die linkergrens van die eerste interval. Party dink ons moet hom altyd anker by 0. Nee, dis nie waar ons hom anker nie. Ons anker hom by die begin van die eerste interval. Waarvoor kry jy punte by hierdie ding gewoonlik? Hulle kyk dat jy hom geanker het. Hulle kyk dat jy aan die regterkant van jou intervalle plot. En dan regtig baie belangrik, is jy moet hierdie kurwe, moet jy met vryhand 'n gladde kurwe teken. Jy kan nie jou liniaal vat en hom met skerp punte teken. Jy moet 'n gladde kurwe hierso teken. Goed, vraag 1.4 vra nou. Ons moet nou ons grief wat ons gehad het, moet ons nou gebruik om die mediaan van die datastel te kry. Ek dink eers gou mooi. As ek die mediaan van enige stel kry, dan wil ek mos die middelste waarde hê. So, ek gaan kyk eers. Hoeveel waardes het ek in hierdie datastel? Dit was my 400. Om in die middel te kom, moet ek tog dit dan vat en deel deur 2. So, deel hom deur 2 en daarom gaan kyk ek hier by 200. So, begin op daardie as, by die 200, en dan loop ek reg deur tot ek teen die grafiek bots, en dan gaan ek afwaarts tot ek hier aflees op die x-as, 250. En dit gee dan vir my mediaan. Goed, volgende vraag. Vraag 1.5 sê, ons moet kommentaar lewer oor die skeefheid van die data. En wanneer jy kommentaar moet lewer, of jy kry ook vrae waar jy sekere soos 'n teorie antwoord moet gee, dink altyd oor wat jy alreeds uitgewerk het. In hierdie geval het ons alreeds uitgewerk dat die gemiddeld 250 was en dat die mediaan ook 250 was. Nou wanneer jou mediaan en jou gemiddeld presies dieselfde is, beteken dit is simmetriese verspreiding. So as ek dit vir jou as 'n normaal kurwe kan teken, dan gaan hy omtrent so iets lyk. Dit beteken jou gemiddeld en mediaan kom hier in die middel omtrent by mekaar. As jy gemiddeld het wat hoër of laer gaan, dan gaan jou grafiek begin skeef trek. So in hierdie geval is dit 'n simmetriese grafiek en my rede is van die gemiddeld is gelyk aan die mediaan. Goed, vraag 1.6 vraag. Die munisipaliteit beperk nou die watergebruik as gevolg van watertekorte. So die inwoners mag nou nie meer as 300 liter water per huishouding per week gebruik nie. Hoe sal dit die standaard afwyking beïnvloed? Nou, in daardie opsig moet ons eintlik weet wat beteken standaard afwyking. Standaard afwyking het 'n spesifieke lang formule. As jy op jou formuleblad gaan kyk, sien aan die regterkant onder, is daar 'n formule waar daar so 'n sigma teken is en jy het hakies en kwadrate. Dit gaan daaroor dat ons kyk na die afstande wat die punte vanaf die gemiddeld is. Nou in hierdie geval, as ons nou die watertekorte beperk, beteken dit ons gemiddeld gaan verander. En omdat ons gemiddeld nou gaan verander, want al ons waardes gaan nou laer skryf, want almal se waterverbruik word nou beperk. As ons nou hierdie waardes almal laer skryf, beteken dit ons gemiddeld gaan kleiner word. Wat beteken dat van my waardes gaan verder van die gemiddeld af lê en daarom gaan ons standaard afwyking dan nou toeneem. Goed, vraag 2. Hier beweeg ons weer meer na die matriekwerk toe. So, wanneer ons kyk na die matriekwerk, dan jy tipies of 'n tabel kry met x en y waardes, so jy gaan twee kom ons sê faktore of konsepte hê wat jy teen mekaar gaan afspeel.
Of jy gaan wat ons noem 'n spreidingsdiagram hê. Dit is daardie diagram wat uit so 'n klomp kolletjies bestaan. Maar goed, hierdie ene is die tabel met die X en Y waardes. Eerste vra ons moet die vergelyking van die regressielyn kry. En dan moet ons die vorm skryf, Y is gelyk aan. Nou wanneer ons hierdie doen, gebruik ons sakrekenaar. So op meeste sakrekenaar gaan jy dan net met mode na stats toe, en dan sal jy sien daar is 'n opsie A plus BX. Dit lyk soos 'n reguitlynsvergelyking. Jy gaan hom gebruik, en dan gaan hy jou toelaat om 'n tabel in te tik. Die boonste ry is die X-kolom, so jy gaan in plaas daarvan dat hy nou horisontaal gaan lees soos op jou vraestel, gaan jy net al jou X-waardes links vertikaal af intik, en dan die Y-waardes in die kolom langsom. So jy gaan heeltyd hê XI. Jy tik net al jou datawaardes in. As jy klaar is, dan druk jy gewoonlik op meeste sakrekenaars die AC knoppie, en dan gaan jy na Shift Stat toe. By Shift Stat sal jy dan ook sien, daar is 'n opsie REG. Dit staan vir regressie. Jy gaan dan daai opsie gebruik, en dan sal jy sien, daar kry jy jou A-waarde, jou B-waarde, en dan ook wat ons later gaan gebruik, ons R-waarde. So in hierdie geval, gaan ons nou kry, ons regressielyn se A-waarde is 0,0478, so gaan dit aan, maar ons gaan hom afrond tot 2 desimale. En dan ons B-waarde is dan 0,006, wat dan gaan afrond na 0,01. Dit vervang jy dan net in daardie vergelyking, en dit is dan jou regressielyn se vergelyking. Nou hierdie regressielyn kan jy dan nou gebruik om voorspellings te maak oor jou data. So kom ons kyk na die ander vraag. Vraag 2.2 vra dat ons met die regressielyn gebruik. So hulle sê vir jou hier om hom te gebruik, om die beenkrag van 'n 18 jaar oue seun te voorspel, indien hy 110 beendrukke per dag kan doen. So as jy nou gaan kyk, die beendrukke wat hulle hier vir my gee, en julle daar, dit is my X-waarde. So jy gaan jou regressielyn se vergelyking net neerskryf, en dan gaan jy die 110 by die X indik. En dan werk jy net uit. En dit gee dan vir jou, jy uiteindelike antwoord van 1,15. En dit is dan jou krag wat jy in daai doelwit kan voorspel. Kom ons gaan kyk bietjie. As hulle vir ons sê dat 'n 18 jaar oue seun doen 250 beendrukke per dag, vra jy nou hier, kan ons nog steeds daardie regressielyn formule gebruik om die krag in sy bene te voorspel? Die antwoord is nee. Hoekom nie? Want as ek gaan kyk na die tabel wat hulle vir my gee, strek my waardes van 36 wat my kleinste waarde was en 136 wat my grootste waardes was. So die data wat ek versamel het, voorsien net vir daardie interval. As ek nou 'n ekstreme waarde gaan inverval, soos die 250, hy lê baie ver weg van daai waardes, dan is dit nie noodwendig 'n goeie voorspelling van die antwoord wat ek soek nie. So daarom gaan ons sê, nee, ek gaan dit nie kan doen nie, en die term wat ons hier gaan gebruik, is dat dit ekstrapolasie is. As jou waarde binne in die X se interval val, dan is dit interpolasie. Goed, vraag 2.2 vra, bereken die korrelasiekoëffisiënt van hierdie datastel. Nou jy het reeds hierdie data ingetik op jou sakrekenaar, so jy hoef dit nie weer te doen nie. Al wat jy nou gaan doen is jy gaan weer net druk Shift Stat, en dan sal jy sien, daar is 'n opsie weer regressie, want jy is besig met regressielyne, en by regressielyne, daar waar jy nou die A en die B gekry, sal jy sien daar's 'n R. Kies daardie opsie, en dit gee dan vir jou korrelasiekoëffisiënt. In hierdie geval is ons korrelasiekoëffisiënt 0,97. Die volgende vraag is dan altyd iets in die lyn van, jy moet nou die verwantskap tussen die aantal beendrukke en die beenkrag van die seun betrek. Nou baie kinders skrik vir hierdie vraag, want hulle dink dis 'n teorievraag. Dit is nie reg.
Al wat jy moet doen, is jy moet die vorige vraag, die korrelasiekoëffisiënt gebruik, en dan behoort jy in jou handboek, behoort jy 'n tabel te gehad het, wat vir jou 'n aanduiding gee, van watse tipe van woorde gaan jy gebruik. Nou, dit is eintlik baie maklik om te onthou. Dink in terme van punte. As ons in hierdie geval, ons het 0,97 gekry, nou, so dit is soos 97%. Nou as iemand 97% kry vir wiskunde, is dit baie sterk. Dit is 'n baie sterk kandidaat. So dis ook die woorde wat ons hier gaan gebruik. Maar ons moet ook onderskei. Ons korrelasiekoëffisiënt kan tussen -1 en +1 dien. Wanneer hy negatief is, beteken dit maar net ons het 'n afnemende korrelasie, met ander woorde, soos wat die een veranderlike toeneem, ons x-waarde, gaan ons y-waarde afneem. So as ek 'n regressielyn sou konstrueer, sou hy 'n negatiewe helling hê. As ek 'n positiewe R het, beteken dit ons korrelasie is positief en dan sou ons 'n positiewe regressielyn hê. So in hierdie geval, omdat my waarde 0,97 is, gaan ek die volgende woorde sê. Ek gaan sê, dis 'n baie sterk positiewe korrelasie tussen, dan gee ek my twee veranderlikes wat ter sprake is, naamlik my beendrukke per dag en dan die krag van die boobeen. Goed, nou 'n bietjie analities. Vraag 3 uit die Vrystaat September 2024 vraestel 2. Wanneer ons kyk na hierdie diagram, sê hulle vir ons, en lees maar altyd daardie geskrewe stukkie. Dit gebeur soms dat hulle in die geskrewe stukkie vir ons iets sit wat nie noodwendig op die skets aangedui is. Soos byvoorbeeld tipies, hulle kan in die geskrewe stukkie vir ons sê, dit is 'n gelykbenige driehoek, maar dalk nie op die skets vir ons aandui dat daai twee sye ewe lank is. So pas op vir sulke goed. Pas op ook vir soeklees, dat jy net lees vir syfers. Lees regtig ordentlik. So hulle gee vir my die driehoek is 'n gelykbenige driehoek met punt A 21 en punt B -4 9. Dan gee hulle verder vir my dat A, B en BC die twee sye is wat nou ewe lank is. En hulle sê verder vir my BC is ewewydig aan die y-as. Nou dis baie belangrik. Hoekom? Want ek gaan dit vorentoe gebruik. So as jy was, dan ek nou sommer vir my daar ingevul dat hy ewewydig is. So die eerste vraag is gewoonlik redelik maklik. Dit fokus gewoonlik op jou graad 11 werk. Eerste vraag vra die lengte van AB. Sodra jy die woord lengte hoor, dan weet jy dit is jou afstandsformule. So kom ons gaan kyk. Punte A en B. Ja, ek het albei punte. 'n wenk wat ek jou ook kan gee. Wat die twee punte wat ek vir jou gee, en skryf hulle onder mekaar neer. Dit maak die invervanging in die formule net baie makliker, veral as daar negatiewe getalle betrokke is. So kom ons vervang gou in. Ons het ons x-waardes en y-waardes en ons behoort 'n lengte te kry van AB is gelyk aan 10. Nou wanneer jy in eksamen werk, regtig baie belangrik by analities. Enige iets wat jy uitwerk, gaan vul dit op jou skets in. So in hierdie geval sal ek nou daar gaan invul. Daardie lengte is 10. Onmiddellik help dit my, want daardie twee sye is mos ewe lank. So kan daar ook 'n 10 gaan op. Goed, kom ons beweeg aan na die volgende vraag. Volgende vraag sê, hulle soek nou die koördinate van C. So kom ons kyk. Hierdie lengte was mos nou 10 en daardie lengte was 10. Onthou ek het nou gesê, dit is regtig belangrik, die feit dat hy ewewydig is aan die y-as. Omdat hy ewewydig is aan die y-as, weet ek mos dadelik, die C se x-waarde, hy lê presies bo in daai punt. So sy x-waarde moet presies dieselfde wees as punt B se. So dis wat ons eerste daar vir jou gesê het. Nee, skets, hier het hulle eers gesê met die y-waarde, maar kom ons kyk maar op die skets gou eers en dan kan ons kyk wat ons geskryf het. So ons x-waarde gaan presies dieselfde wees, naamlik -4. En onthou nou, jy het 'n y-waarde hier van 9, maar die lengte van daai lyn is 10 eenhede. Dit maak dit baie maklik. Jou y-waarde gaan dan 19 wees. So, omdat die twee sye ewe lank is, weet ons y-waarde plus ons die 10 eenhede,
Dis waar ek die 19 vandaan kry, en my x-waarde is dieselfde as B se. So daarom kan ek dus sê, punt C is -4, 19. Goed, nou soek hulle die koördinate van K, die middelpunt van AC. Dit is baie maklik, want ons het in die vorige vraag het ons nou reeds uitgewerk dat punt C is -4, 19. So ek vat net die middelpuntsformule, druk my waardes in, en dan kry ek op die uiteinde dat K se koördinate is -1, 10. Goed, nou vra hulle vir die vergelyking van AC in daardie vorm Y is gelyk aan mx plus C. Kom ons kyk eers waar is AC. AC is my skynslyn. Ek het reeds albei punte. So ek het daardie punt en ek het hierdie punt. Nou as ek albei punte het, dan kan ek mos dadelik eerste ding my hellinge gaan uitwerk. So ek vat my hellingformule, druk my x en my y waardes in, en dan kry ek die helling van daai lyn is -3. Nou vat ek my vergelyking vir 'n reguit lyn, staan ook op jou formuleblad, gebruik dit van daar af. En dan kan ek nou enige een van die twee punte wat op daai lyn lê, kan ek gaan invervang. Maar gebruik altyd liewerste die punt wat hulle vir jou gee. Jy weet tog daardie punt is gegee en dit is dan meer akkuraat. Dalk het jy fout gemaak. Ja, hulle gaan opvolgmerk doen, maar partykeer maak dit die lewe vir jou moeiliker. So druk dan net jou punt 2, 1 in, en dan kry jy jou vergelyking van jou reguit lyn. Y is gelyk aan -3x plus 7. Goed, vraag 3.5 is 'n interessante vraag. Hulle vra eerstens vir die grootte van theta. Nou, op die memo hier, ek gaan hom met julle deurwerk, het ons een metode gevolg. Daar is ook 'n ander metode, maar dit werk vir laaste. So wanneer ons met inklinasiehoeke gebruik, en onthou in analities kan ons net hoeke uitwerk met behulp van inklinasiehoeke. So gewoonlik gebruik ons dan lyne, as die hoeke daar bo in die lug lê, dan verleng ons lyne tot hulle op die x-as sny, om dan inklinasiehoeke uit te werk. So die eerste een waarmee hulle hier gewerk het, is in die vorige vraag het ons mos uitgewerk dat die helling van daai lyn was -3. So as ek nou weet wat die helling is, dan kan ek mos my inklinasieformule gebruik, en hy is ook op jou formuleblad, dan van my inklinasiehoek, nou in die geval jou inklinasiehoek sal daar lê. So die inklinasiehoek se tan gaan dan gelyk wees aan die helling van daai lyn. So dan druk ons eers shift tan van 3. Hoekom net shift tan van 3? Want ons wil die verwysingshoek uitwerk. Die verwysingshoek is eintlik die skerp wat daar ter sprake is. Maar jy het ons nou in graad 11 geleer van reduksieformules. En jy het geleer dat wanneer 'n hoek 'n stomphoek is, dan moet jy altyd gaan kyk in watter kwadrant hy is, en dan moet jy daardie kwadrant se resep inbring. So in hierdie geval, omdat dit 'n stomphoek is, gaan ek sê hy is in kwadrant 2. So ek gaan my ware grootte van my hoek uitwerk deur te sê dis 180 grade minus dan my verwysingshoek. En dan kry ek 108,3 grade. So hierdie B hieronder is nou 108,3 grade. So wat hulle toe op die memo gedoen het, is hulle het BA gevat. En toe het hulle BA ook verleng. Ek gaan my bes probeer om hier netjies te doen, bietjie bewerig, maar dit is wat hulle toe gedoen het. Toe gaan werk hulle sy inklinasie ook uit. Kom ons kyk hoe dit gewerk. Om daai inklinasiehoek van lyn BA uit te werk, moet ons eers sy helling gaan uitwerk. So as ons dit invervang, kry ons die helling is -4/3. Dan gebruik ons weer die inklinasiehoek. So ek druk shift dan van 4/3. Dit wel nie die negatiewe waarde nie, want ons gebruik die resep om die kwadrant in ag te neem. Wanneer ons dit dan doen, kry ons hoek van 53,13 grade. En daai 53,13 is die skerp hoekie. Maar onthou nou, ons is in hierdie geval nou besig met daardie hoekie daar. Ek gaan op 'n sterretjie merk. Daardie hoekie daar is 'n stomphoek.
So weer eens moet ek my reduksieformules vir daardie stopboek toepas. So dit gaan dan wees 180 minus die 53,13 grade en dit gee dan vir my 126,87 grade. So wat hulle dan doen is, hulle sê goed, daardie hoekie wat ek nou met 'n sterretjie gemerk het en beta wat nou hierdie onderste hoek by daai punt is. Die buitenste hoek minus dan die binneste hoek gaan vir my hierdie klein hoekie daar by hoek A, daar binne, gaan hy vir my gee. Dan, as ons daai klein hoekie het, dis nou 18,44 grade. Hy is mos regoorstaande met daardie hoekie. So hy is ook 18,44 grade. En dan kan ek sê, goed, maar my driehoek is 'n gelykbenige driehoek. So hierdie hoekie hier en daardie hoek theta moet ook presies dieselfde grootte wees. En dus is theta gelyk aan 18,44 grade. Ek gaan agtergou vir julle 'n baie korter pad wys. Wat hulle kon gedoen het, is hulle kon gesê het, goed, hierdie lyn hier is mos 'n perfekte vertikale lyn. So as ek hom sou aftrek, eksas toe, weet ek mos, daai hoek sal 90 grade wees. Nou, as daai hoek 90 grade is, kon ek met hierdie groot driehoek, daardie driehoek wat daar so lê, kon ek met hom gewerk het. En nadat ek hierdie hoek beta gekry het, net hom as 'n buitehoek gebruik het en gesê het, dis beta minus 90 grade, en dan kon ek direk by theta uitgekom het. So dis nog net so 'n stukkie interessant. So theta op die uiteinde is dan 18,44 grade. Ons kyk na die volgende vraag. Hy vra vir die oppervlakte van driehoek ABC. Nou onthou nou, dit is nie 'n reghoekige driehoek. So jy kan nie 'n basiese oppervlakte formule gebruik nie. Jy moet die oppervlakte reël wat jy in graad 11 gebruik, moet jy hier toepas. So, ons het in die vorige vraag, het ons daai theta uitgewerk. So ek het die theta, ek weet reeds hoe lank is BC, want ek het dit mos vroeër uitgewerk. Dit was 10 eenhede. Nou kan jy gaan, jy het C se koördinate ook. So met behulp van C en met A, kan ons nou die afstandsformule gebruik, en dan kan ons A steeds se lengte uitwerk. Nou as jy dit gaan uitwerk, gaan jy kry C se wortel 10. Dan as ek nou AC se het, ek gaan daar met 'n middelmerk, as ek sy lengte het, dan is dit maklik, want dan het ek twee tye ingeslote hoek, en dan kan ek die oppervlakte gaan uitwerk. So, kom ons vervang in. Dis half, maal die lengte van BC wat 10 is, en die lengte van AC wat 6 wortel 10 is, in sin van 18,44 grade. En dit gee vir my 30 vierkante eenhede. Goed, 3.7. Nou soek hulle die koördinate van D. Wanneer ons so iets gevra word, hulle kan ook vra as dit parallelogram is. In hierdie geval sê hulle vir my, ABCD is 'n ruit. Nou moet jy terugdink, wat is die eienskappe van 'n ruit? 'n Ruit is al vier sy sye is ewe lank, en ons weet ook sy oorstaande sye is ewe wydig. So, as ons nou ons ruit gaan voltooi, is die volgorde van daardie letters is regtig baie belangrik. So jy begin by A en jy loop. Dan gaan jy na B toe, dis my volgende punt, dan na C toe. Om 'n ruit te vorm, kyk jy waar verwag jy min of meer gaan die vierde punt lê. Nou die vierde punt moet dan ongeveer daar sou lê om my ruit te kan voltooi. Maar nou baie belangrik is as jy terugdink, ons het aanvanklik gesê daardie lyn is ewewydig van die y-as. So hy is perfek vertikaal. Wat beteken hierdie punt D wat ons daar soek is ook perfek vertikaal bokant punt A. So dit gee klaar vir my dat D se x-waarde moet dieselfde as A se x-waarde wees. So D se x-waarde is klaar 2. Kom ons dink aan die y-waarde. Wat is die lengte van daai lyn gewees? Dit was 10 eenhede. So as daai ene 10 eenhede is, en dan moet hierdie ene mos ook 10 eenhede wees.
want jou ruitse stye is mos almal ewe lank. So as ek nou vertikaal opbeweeg vir presies 10 eenhede, vat ek net A se y-waarde, ek plus 10 eenhede by, en dan gaan ek my D se y-waarde kry. So, daarvoor dat sit ek net weer alles bymekaar uitsteek, kry ons die x-waarde van 2, en dan die lengte van BC sit ons dan by, en dit gee vir ons die y-waarde van 11. Goed, nuwe vraag. Nou is ons by die graad 12 werk. Nou in hierdie geval moet jy altyd baie mooi lees. Hulle gaan baie dikwels vir jou 2 verskillende sirkels gee. In hierdie diagram sê hulle raak die sirkel met middelpunt M, die x-as by C, hieronder, en dan die y-as by C, by B. Dan sê hulle daar's 'n tweede sirkel met 'n vergelyking, 'n allegoriese vergelyking, wat deur punte A, M en B gaan. So dis nou my kleiner sirkel. So onthou nou, hulle gee die klein sirkeltjies se vergelyking vir my. Dan sê hulle die vergelyking van die gemeenskaplike koord AB, so dis eintlik my reguit lyn wat ek daar sien, en hulle gee daai vergelyking vir my. Kom ons kyk wat is die vraag. 4.1 vra hulle, kry die koördinate van middelpunt en die radius van die sirkel wat deur B, M en A gaan. So met ander woorde, hulle soek nou die middelpunt en die radius van daai klein sirkeltjie. Nou hulle het die vergelyking vir my gegee, maar die vergelyking, so sê, is in daardie vorm. En ek kan nie van daardie vorm af my radius en my middelpunt aflees nie. Ek moet hom in draaipunt, of nie in draaipuntvorm kry nie, in die vorm kry soos wat hy op ons formuleblad staan. Reg? So kom ons gaan kyk. Hoe kry ek dit reg? Ek vat my formule en ek gaan pas vierkantsvoltooiing toe. Hoe doen ons dit? Ons vat ons formule en sit eers al die x'e bymekaar. En ons sit al die y's bymekaar en enige konstantes skuif ons oor na die ander kant toe. Dan plus jy by die x gedeelte, hier waar ek 2 x terme geskryf het, plus jy helfte van hierdie middelterm se koëffisiënt. Wat is die helfte van 1? Dit is net 'n half. So jy sit dit in 'n hakkies en jy kwadreer dit. Dis wat ek gaan by plus. Hoekom plus ek hierdie by? Want ek wil hom forceer sodat hy vir my 'n hakkie kwadraat daar gaan gee. Dan doen ek dieselfde by die y gedeelte. Nou daar's my y gedeelte, hier's my x gedeelte. By die y gedeelte wil ek weer helfte van hierdie middelterm vat. So as ek die middelterm vat, moet ek hom deel deur 2. So dis -3, ek deel deur 2, want ek soek net helfte van hom, en dit plus ek dan by 'n kwadreer. Maar ek kan nie 'n vergelyking verander en net aan die een kant byvoeg. So omdat ek nou hierdie hakkie kwadraat bygevoeg het en daardie hakkie kwadraat bygevoeg het, moet ek nou dit aan die ander kant ook gaan by. Nou ons het dit sommer klaar hier uitgewerk, 'n half kwadraat is 'n kwart, en as ek daardie in 'n kwadreer, gee dit vir my 9/4. So dit gaan plus jy aan die regterkant, sodat jy aan dieselfde aan albei kante bygevoeg het. Nou gaan ek hakkies kwadrate skryf. So die eerste ene, jy vat die vierkantswortel van die x, jy vat die vierkantswortel van daardie derde term, so die vierkantswortel van 'n kwadraat is maar net die hakkie self, en die teken kry jy altyd van die middelste term af. Dan die tweede ene met die y's, gaan ek weer die wortel van y kwadraat, is net y, dan vat ek net die hakkie wat ek bygeplus het, sonder die kwadraat, en die teken kry ek van die middelste term. En die regterkant kan jy maar jou sakrekenaar vat en jy kan hom net gaan uitvat. So nou is dit baie maklik. Maar jy moet net onthou, op jou formuleblad sê hulle vir jou, wat is die formule vir 'n sirkel wat geskuif het? En dit gaan wees x minus a in hakkies kwadraat plus y minus b in hakkies kwadraat gelyk aan r kwadraat. So, as ek nou na hierdie ding gaan kyk, dan is jou middelpunt daar, gaan mos A, B wees. So as ek na hierdie ene kyk, moet ek net besef, dat as hy hier 'n plus is,
moet ek die teken verander. So my middelpunt gaan wees -0,5 en dan 3 op 2. En waar kry ek my radius? My regterkant is radius kwadraat. So ek moet net die wortel trek van die regterkant. Dan het ek die middelpunt en die radius van hierdie sirkel gekry. Goed, 4.2, soek hulle nou die koördinate van A. Nou gewoonlik as hulle koördinate soek, vra net jouself, wat gebeur by daai punt? By daai spesifieke punt, sny die reguit lyn en die klein sirkel sny mekaar. Wat het ons geleer, wanneer grafieke mekaar sny, dan moet ons hulle net gelyk stel aan mekaar. So, ek het 'n tipiese graad 11 gelyktydige vergelyking hier, my reguitlynse vergelyking en dan my sirkelse vergelyking. Nou, omdat die reguitlyn klaar in standaardvorm gegee is dit regtig baie maklik. Ek gaan kyk net oralste waar daar 'n y staan, gaan ek nou vervang met min x plus 1. So, ek vat die sirkelse vergelyking, sien julle, daar is 'n y, ek vervang hom met min x plus 1. Daar is weer 'n y, so ek vervang hom weer met min x plus 1. Dan moet ek nou hierdie hakkies, moet ek alles gaan uitmaak. As jy dit uitmaak, dan sal jy 'n antwoord kry, soos wat ons daaronder het. As jy sukkel met hakkie kwadraat uitmaak, onthou, skryf hom maar 2 keer uit en maal hom op die lang manier uit. As ons dan verder gaan en ons het dan vereenvoudig, dan gaan ek uitkom by 2x kwadraat plus 2x gelyk aan 0. Maar onthou, sodra dit kwadraties is, dan soek jy jou 2 oplossings en om dit te kry, gaan ek eers met faktoriseer. So, omdat hierdie net 'n 2 term is, gaan ek 2x uithaal en dan elke hakkie gelyk aan 0 stel, wat beteken ek kry x gelyk aan 0 en x gelyk aan min 1. Maar nou moet jy op jou grafiek gaan kyk. As ek kyk na die klein sirkel en na die reguitlyn, dan sny hulle mekaar mos by 2 punte. Hierdie punt hier, punt B, gaan die een wees waarvan die x 0 is. En A se x-waarde sal dan min 1 wees. Nou moet ons nog net gaan uitwerk, wat is die y-waarde van A? En dis baie maklik, want ek vat net my x-waarde, ons het dit nie eers hier aangedui nie, maar ons vat die x-waarde van A en ons sê, goed, hy lê by daai punt op die reguitlyn. As jy reg wou, kan jy hom op die sirkelse vergelyking ook indruk. Maar dis baie moeiliker, want dit is baie groter. So ek sal aanraai, vat hom, druk hom op die reguitlyn se vergelyking in en werk dan uit. Sy y-waarde werk dan uit op 2. So dan het jy jou A-waarde se koördinate. Goed, vraag 4.3. Nou sê hulle toon aan dat die vergelyking van die sirkel met middelpunt M gegee word deur daar. So, hulle vra eintlik vir jou, kry nou die vergelyking van die groot sirkel. Nou, as ons die groot sirkel se vergelyking kan kry, moet ons nou dink. Ons het nou sy middelpunt nodig, of sy radius nodig. Ons kan verskillende maniere dit gaan kry. Maar omdat ek nou al reeds goedjies uitgewerk het, as jy onthou, ons het hierdie punt B, reg het ons mos nou gesê, sy x-afsnit is 0. Maar ons het ook hierdie reguitlynse vergelyking gehad. So as ons na die reguitlynse vergelyking gaan kyk, dan is sy y-afsnit is mos 1. So die B se koördinate is dus 0, 1. So ons kry dit uit vorige goed wat ons uitgewerk het. So dis weer, soos wat ek nou gesê het, as jy goed uitwerk, gaan vul dit op die skets in. Want iewers vorentoe gaan jy dit weer dalk nodig kry. So, ons het nou die y-afsnit en ons het punt B. Volgende sê ek myself, goed, as ek nou 'n bietjie terugdink, ons het 'n middelpunt hier. Maar onthou, hy het vir my heel in die begin gesê, hy raak die y-as. So as hy die y-as raak, is dit bietjie euklidiese meetkunde en ons sê MB moet dan loodreg wees op my y-as. Hoekom? Dis die stelling wat sê radius is loodreg op raaklyn. So as hy loodreg is op die y-as en MC hierso onder gaan dan ewewydig wees aan die y-as, mag jy kans, ons sal weer terugkom daarna.
So M se y-waarde, omdat hy daar ewewydig is aan die x-as, hierdie twee lyne, kan ek mos sê sy y-waarde moet presies dieselfde y-waarde wees as wat B se is. So dit trek ek oor van daardie y-waarde daarso, want hulle is op dieselfde vertikale hoogte. Goed, nou het ek al sy y-waarde. Nou, as ek sy x-waarde wil kry, kan ek dan vir myself sê, goed, maar hierdie y-waarde, die punt self lê mos op die klein sirkels vergelyking. So jy kan net jou y-waarde vat en gaan indruk in jou sirkels, klein sirkels se vergelyking, dan gaan hy vir my x-waarde gee. So dit het ons dan nou volgens hier gedoen. Ons klein sirkels se vergelyking, druk die 1 in, en sodra dit uitwerk, kry ek weer 2 antwoorde. Nou, hoekom kry ek 2 antwoorde? Want onthou, die y-waarde is 1. Nie net by 1 punt nie, dis daar by 0 by B, en dan ook hier by N. So hy gaan op 2 plekke 'n y-waarde hê van 1. So daarom gaan ek 2 x-antwoorde kry. Die een is x gelyk aan 0, wat punt B is, en die ander ene is -1, wat dan vir my M se koördinaat gaan gee. So daar is ek het klaar die middelpunt gekry. Nou, om die radius te kry, dink gou-gou. Hierdie afstand hierso loop ons van -1 tot by 0. So ek kan dit daaruit aflees. Ons radius moet dan 1 eenheid lank wees. En dan gaan ons sê, goed, daar's nog 'n ander manier wat jy ook kan gebruik. Jy weet mos, hierdie radius MC, hy gaan nou ook loodreg wees op die x-as. Hoekom? Want dis ook 'n radius loodreg op 'n raaklyn. So omdat hy dan ook loodreg is, beteken dit hy is weer ewewydig aan my y-as. En as hy ewewydig is aan die y-as, beteken dit hy gaan ook dieselfde y-waarde hê wat ek reeds gesien het, want ek het dit reeds in die middelpunt se koördinate uitgewerk. So jy kan dit van daar af ook aflees dat jou radius 1 is. En al wat jy dan doen, is jy gaan vervang terug. Jy het mos nou jou middelpunt, pas op net, onthou, as hy negatief is daar, dan gaan hy hierdie teken hierso, gaan hy verander na 'n plus toe, want dis x minus a. En dan die ander waarde, die p-waarde het ons daarin vervang, dis my y-waarde van my middelpunt, en dan my radius, wat 1 was, maar onthou net, hy is eintlik hier gekodreer. Dan maal jy net alles uit. Hoekom? Want hulle het vir my gevra, jy moet by daardie vergelyking uitkom. So jy kan hom nie in die vorm gee, soos wat hy op jou formuleblad is nie. Jy moet hom uitmaal, sodat jy by daai naamvergelyking kan uitkom. Goed, vraag 4.4. By vraag 4.4 sê hulle vir my, die sirkel, die diagram raak 'n sirkel met die middelpunt M, die x-as by C en die y-as by punt B. Dit is alles wat ons voorheen gehad het. Nou sê hulle, daar's 'n reguit lyn met 'n vergelyking, y is gelyk aan min x plus k. So daai lyn is nou daar, en hy is 'n raaklyn aan die sirkel met middelpunt M. So hy is 'n raaklyn aan die groot sirkel. So, iewerste het ons nou 'n lyn met 'n perfekte 45 grade helling links, maar hy moes opgeskuif het sodat hy perfek nou daar aan die sirkel kan raak aan die kant. Nou, eerste ding vra hulle vir jou, jy moet aantoon dat die vergelyking geskryf kan word, en dan gee hulle vreeslike lang ding daar. Moenie skrik nie, dink net mooi. Jy het 'n lyn wat 'n raaklyn is, en net 'n sirkel. Wat weet jy? Die punt waar hulle aan mekaar raak, beteken mos, hulle is gelyk aan mekaar. So vat net die 2 vergelykings, en los hulle op met behulp van gelyktydige vergelykings. So, as ek nou my 2 vergelykings gaan neerskryf, ek het mos y is gelyk aan min x plus k, dis nommer 1, dis my reguitlyn se vergelyking, en ek het my sirkel se vergelyking, want ek het dit mos nou in die vorige vraag gekry. Dan vervang ek net, oralste waar daar y staan, vervang ek nou met min x plus k.
Sien julle hier waar y was, vervang ek met min x plus k. Daar waar y staan, het ek vervang met min x plus k. Dan gaan maal jy alles uit, en dan wanneer alles uitgemaal het, dan sorteer jy hierdie ding, sodat al jou x-kwadrate bymekaar staan, al jou x'e bymekaar staan, en al jou konstantes, of enigiets anders wat nie x in dit nie, sit jy dan agter. Hoekom? Ek sien dit daar uit wat hulle soek. X-kwadraat, x, en dan wat ook al oorbly. So daarom gaan ek sorteer ek, dan by die eerste 2, kan ek die x-kwadrate bymekaar plus, dit gee vir my die 2x-kwadraat, waarmee ek reg is daar. Dan by die tweede en die derde eenheid jy x, jy haal dit uit, dan kry jy jou 4 min 2k, wat hulle daar gehad het, en dan alles wat aan die agterkant oorbly, stem ooreen met wat hulle gehad het. So dis eintlik maar net 'n ander manier om te vra, jy moet oplos vir die twee wat nou aan mekaar raak. Goed, dan kom ons by 'n interessante vraag. Hulle vra vir ons, wat is die numeriese waarde van k? Nou baie keer skrik julle regtig groot met hierdie ene, maar dink gou weer. Hierdie is 'n raaklyn. So, dink gou, raaklyn, hoeveel keer sny hulle mekaar? Net een keer. So, ek kan teruggaan na aard van die wortels toe, en ek kan sê, goed, ek het nou 'n kwadratiese vergelyking, want onthou nou, in die vorige vraag, het ons daai vreeslike lang uitdrukking gekry, né? Omdat hy net een oplossing het, waar hulle aan mekaar raak, beteken dit, my aard van die wortels gaan ek gelyke wortels kry, want dit is eintlik een wortel is eintlik 2 gelyke wortels. So ek gaan terug en ek werk my diskriminant uit. Diskriminant is b² minus 4ac, en onthou as jy hom vergeet, gaan kyk op jou formuleblad, die heel eerste formule, die wortelformule. Onder sy wortelteken is presies jou diskriminant se formule. Dan vervang jy nou uit jou vorige vraag, vervang jy jou b-waarde in, jou a-waarde en jou c-waarde, en dan los jy op daardie manier, want alles gaan dan k's in hê, en dan jy 'n kwadratiese vergelyking, wat op die uiteinde oplos na k gelyk aan plus of min wortel 2. Goed, kom ons kyk wat gaan ons in die volgende les doen. In die volgende les sal ons aangaan met die hersiening van vraestel 2, so dit sal die hersiening deel 2 wees, en ons sal dan spesifiek kyk na trigonometrie. Hy is 'n groot afdeling, so ons gaan 'n hele les aan hom werk. Baie dankie.